Ons luister vanoggend na die woord van die Here, soos ons dit vind in die profesie van Jesaja. Jesaja 40 gaan ons saam lees van vers 1 tot 11. En ons gaan in die besonder op die eerste 2 verse fokus. Maar dan gaan ons ook 'n gedeelte lees uit ons eie belydenis. Uit die Heidelbergse Katekismes gaan ons Sondag 1 saam lees. Kom ons luister nou eers na die woord van die Here soos ons dit vind in Jesaja 40. Troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onsse God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word. En die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. En alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. 'n stem sê roep, en hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand in ewigheid. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg, o Jerusalem. Verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag. Hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroë sal hy saggies lei. En dan Sondag 1 van ons belydenis, die katekismes. En die katekismes is natuurlik opgestel eintlik as 'n katekisasieboek, dis hoekom hy so in vraag en antwoord formaat is. Vraag 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dan kom die antwoord dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. En dan vraag 2. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Dan die antwoord, 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Tot sover dan uit ons belydenis. Ons luister net weer na vers 1 en 2 van Jesaja 40. Troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe, dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Geliefde gemeente, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Die kerk deur die eeue
het bely dat ons enigste troos, die enigste troos wat goed genoeg is vir lewe en sterwe lê in Jesus Christus. Daardie troos, daardie enigste troos is genoeg om jou te dra deur die lewe, om jou getroos te laat sterf. Dit is ook genoeg vir liggaam en siel. Dit is genoeg vir tyd en ewigheid. So geweldig omvattend is die troos wat ons in Jesus Christus bely. Maar broer en suster, is dit jou troos? Dit is die belangrike vraag. Nou, daar is uiteraard heelwat redes waarom ons troos nodig het. In hierdie lewe, in die lewenskringloop is daar heelwat dinge wat aanleiding gee tot hartseer en tot droefheid. Ons sien en beleef heelwat dinge wat maak dat ons getroos wil word, dat ons eintlik getroos moet word. Ons sien om ons en aan ons verganklikheid, daardie merk van doodsontbinding wat ons net nie kan miskyk nie. Ons beleef trauma, ons beleef seerkry, ons verloor geliefdes, ons kom slegte dinge oor. Ons sien ook dalk in ons omstandighede 'n toekomsbedreiging vir die kerk en vir ons volk. En dan beleef ons dalk droefheid, hartseer, angs, frustrasie. Dit is alles sake waarin ons troos nodig het. Nou is dit ook so, alle mense beleef en sien hierdie dinge. Alle mense het troos nodig en alle mense soek ook troos. Maar van nature soek die mens troos in dinge wat gewoonlik net goed is vir die lewe, nie ook vir ons sterwe nie. Die mens soek troos in dinge wat gewoonlik goed is vir die liggaam, of bevredigend is vir die liggaam, maar nie ook vir die siel nie. Mense soek troos in dinge wat relevant is vir die tyd, vir die hier en die nou, maar nie vir die ewigheid nie. So met ander woorde, mense soek gewoonlik hulle troos in dinge wat nie omvattend genoeg kan troos bied nie. Dit is net nooit genoeg nie. Die omvang van ons elende kan nie daardeur aangespreek word nie. Slegs die groot trooster kan ons omvattend troos. Trouwens, hy doen dit in ons skrifgedeelte. Die profeet Jesaja het hierdie gedeelte neergeskryf baie lank voor die dinge wat daarin gebeur het plaasgevind het. Hy het hierdie boodskap vooruitgerig aan die Joodse ballinge. Meer as 100 jaar voor die ballingskap het hy al hierdie woorde geskryf. Maar Jesaja het ook deur sy hele boek ernstig geprofeteer van die lyding wat die Jode sou ervaar in die Here se oordeel, net voor en in die ballingskap. Ons hoor dit in die eerste 39 hoofstukke van sy profesie. Daar is besondere donker oordeelsprofesie. Maar aan die einde van die duisternis is daar vir die kerk van die Here altyd lig. En van die aanbreek van daardie lig begin ons dan in ons skrifgedeelte te hoor. Ons hoor, die Here gee vir sy kerk 'n trooswoord. Ons luister weer na die Here se woorde in vers 1. Troos my volk, sê julle God. Jesaja ontvang as profeet by die Here 'n bepaalde opdrag. Dit is 'n opdrag wat volgens ons skrifgedeelte kom van julle God. Dit kom van die Almagtige wat sy krag ten gunste van sy volk aanwend. Dit kom van hom wat vir hulle is, sodat niemand in ewigheid teen hulle kan wees nie. By hom is die oorsprong van die opdrag, by hom is die oorsprong van die boodskap wat Jesaja nou aan hulle moet verkondig. Maar dan maak hy dit ook baie duidelik, dit is bedoel vir my volk. Dit is bedoel vir die volk wat sy persoonlike eiendom is. En daar hoor ons eintlik sommer die taal van ons belydenis. Die boodskap is bedoel vir hulle wat aan hom behoort.
Hulle wat onafskeidbaar met hom verbind is in sy ewige genadeverbond. Hy spreek sy boodskap vir hulle uit. En dan gee die Here vir sy profeet 'n dubbele opdrag. Troos. Troos. Die Here het baie duidelike heilige erns waarmee hy hierdie opdrag gee. Daarom herhaal hy dit. En nou weet ons baie goed wat die woord troos basies beteken. Troos is wanneer iets goeds en moois voor jou gestel word om die hartseer van die kwaad te oorskadu. Dit is iets wat jou droefheid verdryf, wat 'n einde aan jou hartseer bring. Maar in die oorspronklike taal van ons skrifgedeelte dra hierdie woord ook beide die gedagte om te laat asemhaal. Die Here beveel dus eintlik vir Jesaja om die kerk te laat asemhaal. Die ellende laat haar nou al van angs en hartseer versmoor. Bring nou 'n boodskap wat haar weer sal laat asemhaal. Die lewensdruk laat vir haar geen ruimte nie, dit druk haar neer. Bring 'n woord van verligting, dat sy kan asem kry. Het jy al gevoel dat die ellende en lewensdruk jou so neerdruk dat jy voel jy kry nie asem nie, jy voel jy wil versmoor. Jy smag daarna om te kan asemhaal. Jy smag na verligting in jou hart en in jou gemoed. Dis beslis iets wat 'n mens voel as jy die ellende raak sien vir wat dit is. Dis ook iets wat 'n mens voel by 'n ware sondebesef. Jy voel asof jou hele bestaan verdring word deur die kwaad. Jy wens vir uitkoms. En dan maak ons skrifgedeelte dit duidelik, die Here gaan met sy woorde vir ons rede gee om asem te haal. Hy is ons groot vertrooster. Ons hoor die kerk het rede om getroos te kan leef. En wat is dan die inhoud van hierdie troosboodskap? Ons hoor in ons skrifgedeelte die Here sê vir sy kerk, haar stryd is verby. Luister weer na die begin van vers 2. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is. Jesaja moet na die hart van Jerusalem praat. Die uitdrukking om na die hart van iemand te praat word in die Bybel telkens gebruik om te beskryf hoe 'n man praat as hy 'n vrou se hart wil wen. Wanneer hy met haar praat, dan spreek hy na haar hart. Hy bekoor haar met sy woorde. Hy praat met deernis en liefde. Hy spreek haar diepste hartsbehoeftes aan. So wil die Here met die burgers van Jerusalem, met sy gemeente uiteindelik praat. En wat sê hy dan? Wat is die woorde wat die bruidskerk sal bekoor? Jesaja moet aankondig dat haar stryd verby is. Die woord wat met stryd vertaal is, dra die gedagte van militêre diens. Haar diens is verby, of dalk anders vertaal, haar diensplig is voltooi. Wat 'n diep troos sou hierdie woorde nie vir die kerk in ballingskap bring nie. Hoe wonderlik sou haar hartsversigtinge en smagte nie met hierdie woorde aangespreek word nie. Dit sou inderdaad woorde na die hart van Jerusalem wees. Die kerk het in daai tyd immers ook baie geweet van bitter stryd. Die ballingskap sou vooraf gegaan word deur 'n vieslike oorlog. Daar sou verskriklike hongersnood in die stad Jerusalem wees in daardie tyd. Baie mense sou doodgaan. Maar ook in die ballingskap self was daar vir die kerk van die Here maar altyd stryd. Sy sou moes staande bly teen al die heidense invloede waardeur die Satan haar sou wou verlei. Sy sou moes worstel met die Here se beloftes. In die ballingskap sou dit immers lyk asof daar van daardie beloftes niks oorgebly het nie. Maar nou kom die Here en hy spreek na die hart van sy kerk en hy
kondig aan dat haar stryd verby is. Daar is lig wat op die duisternis sal volg. Broer en suster, ons moet natuurlik die stryd of militêre diens van die kerk altyd sien teen die agtergrond van die een groot stryd wat in die geskiedenis aan die gang is, die een groot oorlog. Dit is die stryd tussen die nageslag van die vrou en die kinders van die Satan. Ons hoor die Here sy eie oorlogsverklaring in Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Die Here het met hierdie woorde 'n baie duidelike streep in die sand getrek. Die streep is tussen die mense wat vir Satan vyandig gesind is, die gelowiges, die ware nageslag van die vrou. En aan die ander kant van hierdie lyn is diegene wat die duiwel volg, hulle wat aan sy heerskappy onderworpe is. Dit gaan oor die stryd van die gelowiges teen die donker magte van Satan. Maar in die verskriklike lyding en ellende van die ballingskap het die kerk van die Ou Testament geleer dat hulle in hulle self vir die slang heeltemal te min was. Hulle kon hom nie oorwin nie. Hulle kon nie in hulle self van sy greep, sy heerskappy loskom nie. Trouwens, hulle moes as ware in die ballingskap getuigtig word, omdat hulle hom wou navolg in die jare voor die ballingskap, omdat hulle afgode gedien het. God self was nodig om die kop van die slang te vermorsel. Christus was nodig om vir die kerk die oorwinning te behaal. Hy was nodig om ons, soos ons in die katekismes ook bely, van die heerskappy van die duiwel te bevry. Die duiwel is 'n harde slawemeester, hy heers aan die hand van sonde, hy wou ons ondergang sien, hy wil nog steeds, maar Jesus se oorwinning wat hy vir ons behaal het, maak die heerskappy van die duiwel tot niet. Daarom kan die troostwoord uiteindelik klink, haar stryd is verby. Christus het vir ons gestry en oorwin. Alle stryd wat ons selfs nou beleef is in beginsel reeds oorwin. As ons teen versoekinge stry, dan stry ons reeds as oorwinnaars in Christus. As ons vir die koninkryk van God stry, dan stry ons as oorwinnaars vir wie die stryd in beginsel reeds voltooi is. Ons stry as saad van die vrou wat seker is dat ons eendag die oorwinnaarskroon by die Here sal ontvang. Maar broer en suster, nou kan ons inderdaad vra, hoe het Jesus dan hierdie stryd vir ons voltooi? Wat was die Here se krygsbeleid? Ons hoor verder in ons skrifgedeelte, die Here sê vir die kerk, haar skuld is betaal. Die Here spreek met hierdie woorde steeds na die hart van Jerusalem. Ons hoor in die volgende deel van vers 2 dat haar skuld betaal is. Die Here het die stryd vir haar voltooi deur die bron van alle stryd tot niet te maak. Haar sondeskuld is betaal. Die vuilheid van die sonde is die oorsaak van alle ellende, van alle kwaad, van alle seer en pyn en droefheid. Dit is die oorsaak van alles wat hier uit plek uit is. Maar nou kom die troostwoord van die Here, vir daardie vuilheid is daar opgemaak voor die groot regter van die hemel en die aarde, die prys wat betaal moes word om die kerk se sondeskuld tot niet te maak, is betaal. Nou kan ons inderdaad vra, as dit so is, hoekom moes Jerusalem dan enigstens so verskriklik ly? Hoekom het die Here haar dan enigstens geoordeel? Broer en suster, in die oordeel van die Here moes die volk iets leer van die erns van die sonde. Die Here se verbondstig het vir hulle gewys hoe ernstig sonde is,
Deur hulle lyding het die Here hulle iets laat voel, ietsie kleins nog laat voel van die verskriklike straf wat die sonde verdien. Die Here se verbondstig was sy onderrigmetode, hy het dit as instrument gebruik om sy volk te leer. Ons hoor dit ook in Jesaja 42 vers 21. Dit het die Here behaag terwille van sy geregtigheid om die onderwysing groot en heerlik te maak. Die Here het sy onderwysing groot gemaak vir die volk. Hy het hulle met sy geweldige tug en oordeel geleer. Maar dan kom die troos steeds in vers 2 van ons skrifgedeelte, waar die Here vir sy kerk sê, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het, vir al haar sondes. Die Here spreek steeds na die hart van Jerusalem. Nou sê hy, dat sy uiteindelik genoeg gelei het. Die Here het hulle nou genoeg getugtig. Die les was duidelik, sy het geleer. Sy het dubbel ontvang vir haar sondes. Wat beteken sy is geweldig swaar daarvoor getugtig. Maar daarmee bedoel ons skrifgedeelte dan nou nie dat sy self vir die sondes betaal het nie. Die kerk, ons sou self nooit vir ons sondes kon betaal nie. Die sonde is daarvoor te groot en ons wat sondaars is daarvoor te klein. Daarom is dit ook vir ons, soos ons in die katekismes bely, so 'n groot troos dat ons nie aan onsself behoort nie. As ons aan onsself behoort het, was ons vir ewig verlore. Maar ons behoort aan Christus. God self het in hom betaling vir ons sondes bewerk. Ag, en ons bely so mooi wat die betaalmiddel was. Dit was die kosbare bloed van ons Here Jesus. God die Seun het mens geword om in ons plek doodgemartel te word. Hy het in werklikheid dubbel ontvang vir al ons sondes. Hy het geweldig onder die hand van God gelei vir ons. Dit is die troos wat die volk in ons skrifgedeelte nog maar in skaduwees ontvang het. 'n Toekomstroos. Dit is die vooruitsig wat hulle weer sou laat asemhaal. Die aanspraak wat die duiwel op ons het, sal vernietig word. Die stryd is verby. Die oorwinning sou behaal word. En ons Here Jesus het daardie skaduwee vir ons ook 'n heerlike feit geword. Ons hoor in Kolossense 2 vers 13 tot 14, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Jesus het die stryd teen die duiwel vir ons oorwin. Die duiwel het ons skuldbrief, ons sondes, voor die Here gebring, en hy het dit aangevoer as rede waarom ons vir ewig deur die Here verdelg moet word. Hy het op daardie manier so die regverdigheid van die Here op die proef probeer stel. Dis hoekom ons sê, Satan is aan die kruis oorwin. Hy kan as gevolg van die kruis geen meer beskuldiging teen ons inbring nie. Hy sou nie meer kon sê dat die Here ons vir ewig moet oordeel nie. Jesus is vir ons tot skuldbrief gemaak. Dit, broer en suster, is uiteindelik die kragtige troos van ons skrifgedeelte, die bron van al ons pyn is reeds vir ons gedra. Jesus het dit gedoen. En hy het ook opgestaan om ons te midde van ons lyding nou te bewaar. Hy het opgestaan om ons onder die voorsienigheid van ons hemelse Vader te bewaar. En hy sal ons ook bewaar tot by die wederkoms. Sonder die wil van ons Vader, so bely ons, sal daar geen haar van ons koppe val nie. Wat 'n troos is dit nie. Hoe heerlik om te kan weet, dit is die troos wat die Heilige Gees in ons werk. Hy word immers die trooster genoem. Daarom leer Jesus ook in Johannes 15 vers 26,
Maar as die trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Die Heilige Gees getuig binne in ons van Jesus. Hy getuig van die troos wat ons in Christus het, maar hy doen dit aan die hand van bepaalde feite. So werk troos mos baie keer. Jy word getroos deur aan 'n bepaalde feit herinner te word. Die Gees troos ons aan die hand van feite wat geopenbaar word in die woord. Maar daarom vra ons ook in die katekismes, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Wat is die konkrete feite wat die Heilige Gees gebruik om ons te troos? Daardie feite wat genoeg is om ons in lewe en in sterwe voldoende te troos. En dan kom die antwoord, 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Hierdie 3 sake word in die res van die katekismes vir ons uitgepak. Maar die kern daarvan het ons in ons skrifgedeelte gehoor. Ons stryd is voltooi, ons skuld is betaal, ons behoort aan Jesus Christus nou en tot in ewigheid. My broer en suster, glo jy hierdie troos? Leef jy aan die hand van hierdie troos? Daar is in ons lewens altyd groot rede om getroos te word, maar die enigste ware troos is groter. Vind daarom die einde van jou droefheid en hartseer en die ewige vreugde wat Christus gekoop het. In hom is ons stryd verby, in hom is ons skuld betaal en in hom het ons dubbel ontvang vir al ons sondes. Dit is die troos wat uiteindelik aan elke liewe traan 'n einde sal bring. Nou vas aan die woorde van Romeine 14 vers 8 en 9. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here, of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. Amen.